So die eerste plek. En die leraar en sy gemeente bedank vir die voorreg om vanmôre as hulle die NG Kerk se geriewe te gebruik. Ons bid die Here dat hy hulle ryklik sal seën. En dan wil ek ook met leedwese bekend maak dat Romani se suster, Susan Becker van Potchefstroom ook oorlede is. Ons bid vir die bedroefdes. Bid vir Romani se kinders, dierbares. Kom ons bid vir die bedroefdes. Dis ons voorreg vanmôre om vir hulle te bid. Dan kan ons saam begin sing uit lied 314, die eerste en die derde vers, is die eerste lied op ons blaadjie. Lees vir ons die eerste vers. Daar's 'n heilige stad, o so pragtig. God self is die bouer daarvan. Johannes het dit gesien neerdaal op Patmos, waar hy was verban. Sy magtige mure is van jaspis, van goud is die Godstad gebou. En as my ou tentjie ineenstort, dan gaan ek sy glorie aanskou. Eerste en die derde verse van die 314 en na die sing van die lied, soos ons leraar ontvang die versagie vir hom voor te gaan in die gebed. Daar's 'n heilige stad, o so pragtig. God self is die bouwer daarvan.
dankbaar dat ons vanmôre in staat is om nog te kan asemhaal, om nog 'n geleentheid te hê om te besef hierdie wêreld is nie ons tuiste. Here, ons sien nie ons Vader vir 78 jaar plus deur die lewe gedra vir hom beskik. As ek so lees deur jou stukkies, dan sien ek het 'n mooi afdruk agtergelaat op die kinders en op die dierbares wat agterbly. Maar Here, ons sien hierdie wêreld gaan verby. Ons kanse gaan verby. Ons geleenthede gaan verby. En dit wat ons vir baie jare aan mekaar uitgedeel het, gaan ook verby. En Here, dis nou die gunstige tyd dat U ons gee om vir mekaar om te gee, vir mekaar lief te wees. En ek wil U vandag hier innooi as ons eregas. Here, dat terwyl ons Vader te ruste gaan lê, dat U in ons elkeen se hart daai mooi deel van die Godheid sal kom lê. Ons is in Pinkstertyd, die tyd wat ons in afwagting sit en wag, dat die Here vir ons elkeen dan ook al ietsie spesiaals sal gee, sodat ons 'n verskil kan maak in die samelewing waar ons rondbeweeg. Ek wil bid vir hulle wat agterbly, Here, hulle wat se harte vandag seer is. So ons dink hoe die dood alweer vanmôre sy ou sussie kom haal en sien ons, Here. Ons is nie ingevrybaar nie, die dood kom soos hy wil, wanneer hy wil, en hy kom haal wie hy wil. Ons het geen beheer daaroor. Maar Here, ons het beheer oor dit wat ons vandag besluit, en ons het gehoor, jou liedjie wat eers gespeel het, sê die Here is my herder. Niks sal my ontbreek. En dan gaan alles op hierdie aarde verkeerd, en dan loop ons op plekke waar het voel alles loop skeef. Dan sal niks ons ontbreek as ons U het in ons binneste nie. Here, dis my gebed, dat U vandag in elkeen se hart sal inloop, deur die verkondiging van U woord, dat ons sal ag gee daarop. Wat ons vir Romani moes en wou sê is dit te laat. Maar Here, U kan vandag met ons elkeen praat, deur die verkondiging van U woord, en U kan vir ons elkeen by 'n plek bring waar ons 'n besluit kan maak, soos wat Joshua gekom het en gesê het, ek en my huis, ons sal die Here. Dankie vir 'n oupa, vir 'n papa, vir 'n groot oupa wat so 'n mooi merk gemaak het op die nageslag. En Here, dankie dat ons vandag in die laaste Here nog kan kom betoon. Dankie vir elkeen wat moeite gedoen het om hierdie geleentheid by te woon. En Here Jesus, ek wil maar vra dat U self sal vertroos. Ons ou liedjie wat ons so baie maal sing sê, wie kan harte troos soos Jesus? En wie kan die hemel so naby laat kom? Here, dis ons gebed dat daai hemel vandag so naby sal kom, dat ons sal weet, ons gaan eendag daarmee gaan inwoon. En hulle wat klaar is, gaan U ontmoet. Hulle wat nie klaar is, nie gaan ongelukkig eendag teleurgesteld aan die einde van hulle lewe kom. Geef vir ons die genade, Here, om so hierdie dinge te oordink en te weet, U praat met ons elkeen ook langs hierdie weg. Seën ons saam met sy, word verheerlik, ook waar ons graf toe gaan, word daar verheerlik, Here. En kyk tog, ons sien hier diep in ons harte, skuil daai beeld wat U genade kan herstel. En onder God se liefde aan dan tril die snare en dan lewe die siel op die Here se bevel. En dis ons gebed dat U daai bevel sal gee en dat ons siele sal lewe en oorvloed hê. Seën dit wat gedoen word, Here. Gaan saam met die kinders as daar kom, dat hulle voel hulle is alleen en hulle weet nie meer waar jy nie. En hulle steek jou handjie op, dat hulle sal voel, liewe Jesus staan by ons. Hy sal ons liewe gewe en ons nie verlaat. Ons bid vir hom wat die woord moet bring, dat U vanmôre ook vir ons Vader die krag en die kennis en die insig en die woorde sal gee, sodat ons elkeen verryk sal weggaan en ons sal die eer tot in die hoogste hemel. Ons bid dit in U lieflike naam onthou. Amen. Ons sing op die tweede lied op die blaadjie, lied 308, vir ook verse 1 en 2. Oor kan die water
blinkend en bly, sien ek bemindes wagtend op my. Skoon soos die môre, vry van verdriet, lieflik en vrolik klink hulle lied. Vader en moeder, veilig reeds daar, haars sal my skuitjie oorkant toe vaar, na my geliefdes oor die gety, binne die hawe veilig en bly. Wagtend op my, ja, wagtend op my, daar wag bemindes, wag daar op my. Skoon soos die môre, helder soos dag, sien ek bemindes, ginds op my wag. Eerst in die tweede vers in die 308. Saam met die woord van die Here, die evangelie volgens Lukas die 12de hoofstuk, lees ek vir ons vanaf verse 35 tot 40 en dan uit Kolossense 3, die eerste 2 verse. Lukas 12 vanaf vers 35. Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. En julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag wanneer hy van die bruiloft terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is daar die diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar, ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan die tafel laat gaan en hulle kom bedien. En as hy in die tweede of die derde nag waak kom en dit so vind, gelukkig is daar die diensknegte. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het. Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. Kolossense 3, die eerste 2 verse. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo,
waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Tot sover die Here sê in die voorgelese gedeeltes aan ons harte deur sy genade. Lees weer vir ons hierdie 43ste vers. Gelukkig is daardie diensknegt wie sy Heer as hy kom so besig sal vind. Dierbare broer en suster, ons is op 'n ongewone tyd, op 'n ongewone plek by mekaar, om 'n bekende God te saam met ons. Die Here is hier saam met ons in hierdie môre en hy het vir ons hierdie geleentheid gereël. Hy het ons broers se lewe geneem, sodat een ek vanmôre onder die geklank van die woord van die Here kan kom. Dit is nie toevallig dat ons hier saam is, dis hoe die Here dit vir ons beskik het. En ons weet die Here sal met sy genade in ons harte werk. Dis 'n geleentheid wat hy vir ons skep om in te vlug in daardie veilige plek, om vir ons klaar te maak om met ons God te gaan ontmoet. Nou liedjie sê, wie weet of môre ooit sal kom. Genadetyd is weldra, want dan wag die ewigheid vir jou en verby. En wat dan? Wat dan? Weet ons het dink aan Romani se lewe, ons het baie jare saam ons hulle besoek. Hy is 'n bietjie meer as 'n jaar en 'n half jonger as ek. So ons kom 'n baie lank pad saam. Hy was my 'n besondere mens. Jy weet, as ek aan Mani dink, dan dink ek aan die gesangdigter wat sê, God van die wat nederig wandel, wat na mense roem, nooit vra. Wat u mag wil of handel, eensaam doen en eensaam dra. God van die wat nimmer kla, nooit die las onwillig dra. Wat hoe hoog die leed mag gaan, stil die oë op u slaan. So sien ons 'n man net maar sy oë stil op die Here geslaan, daar was storms in sy lewe. Sy eggenoot is vroeg in die lewe weggeneem, sy seun is in 'n motorongeluk oorlede. 'n Storms wat in sy pad gekom het, maar hy het daai anker vasgehou. En daai anker hou vandag nog. Ons moet net sorg dat ons daai anker ook in ons lewens het, dat ons ook kan deurdra tot die eind. Kom ons gee vanmôre, ondersoek onsself en kyk, hoe lyk my lewe? Ons het gelees, bedink die dinge wat daarbo is, nie die wat op die aarde is. En broer en susters, as die aardse dinge bedink, dan word ons besoedel. Ons word ontstel, ons word kwaad, ons word lelik as ons hierdie aardse dinge bedink. Want ons sien hoe gaan dit in ons land. En as ons dit bedink, dan gaan dit vir ons seer maak. Maar as ons daai ewige dinge bedink, dan kom maar 'n lewe en 'n verwagting in ons op, om eenmaal daar by ons dierbares te gaan aansluit. Ons het gesing, Vader en Moeder veilig reeds daar, en daar sal my skuitjie oorkant toe vaar, na my geliefdes, oor die gety, binne die hawe, veilig en bly. En ons lewe vir daardie dag, wanneer ons op die eind van ons lewe kom, en ons ook daai heerlikheid kan ingaan. Die woord van die Here praat van 'n skaar, wat niemand kan tel nie, wie se klere wit gewas is, in die bloed van die lam. Baie keer sien ons die paviljoene vol mense met 'n rugby of een of ander geleentheid. Dan sien ek net, daar's baie mense, duisende. Maar hulle weet presies hoeveel mense is daar. Maar daar in die hemel is 'n skaar wat niemand kan tel nie, wie se klere wit gewas is in die bloed van die lam. En ons dierbares het daar gaan aansluit. En as weer Romani staan ook nou daardie skaar wat daar is, wat die Here loof. En ons lees met palmtakke in hulle hande, hulle juig voor die troon van God. En ons weet hy daar gaan aansluit by sy dierbares, by sy vrou en sy kind. Dink net wat 'n wonderlike ontmoeting was dit, toe hy daar by hulle kom. En hulle, sy sussie ook daar by hulle gaan aansluit. Die familie word al groter en groter aan die ander kant. En dierbare broer en suster, soos ons daai dinge bedink, dan kom maar 'n lewe, ons 'n verwagting om ook daar te gaan aansluit. Maar intussen weet ons nie wanneer die Here kom. Hy kom enige tyd, eerste nagwaak, tweede nagwaak, kom soos 'n dief in die nag, maar hy gaan kom en sy koms is baie naby. Dat so naby is nog nooit. En is ons gereed om met ons God te gaan ontmoet. Is hoekom ons in die huis van die Here is, om ons in sy lig te stel, om te kyk, is ek daar waar ek altyd bly in Jesus, is ek in daardie ware wynstok ingeënt. Het ek vrede wat Satan nie kan steur nie, is God se gees as vriend en leidsman my bekend.
Het U die Gees wat U leer en lei in al die waarheid. Vanmôre het ons 'n geleentheid om andermaal ons in swak handjies en daai sterke deurboorde hande te sit en vra, hou my deur die woeste storms op hierdie ou lewenssee en gee my die genade om my oog te op daardie prys in die hemelse huis by die wete God bly op die troon. As maar dink aan die disippels wat daar op die see van Galilea was. Ons lees die Here het hulle gedwing om oor te vaar na die ander kant toe. Het in die bootjie geklim, die Here het die skare weggestuur wat daar om hom was. Hy self het op die berg gaan klim om te aanbid. En in die aandse kant sien hy daar in die middel is hulle op die see en hoe word hulle getuister deur die golwe. Waar hy los hulle. Die eerste, die tweede, die derde. Eers in die vierde nagwaak, die oggend, toe stap hy na hulle op daai onstuimige see. Sê die duiwel nog van hier kom 'n spookman. En hulle skreeu van vrees en angs. En hy sê vir hulle, o goeie moed, dit is ek. En toe hy by hulle in daai bootjie klim, te bedaar daar die storm tot hulle grootste verbasing. Hy het baie keer gewonder, hoekom het die Here nie met die eerste nagwaak al gegaan? Toe hy sien hulle kry swaar, hoekom het hy nie gaan? Daar's 'n goddelike doel daarmee. Die Here loop met elkeen van ons 'n pad wat ons nie verstaan. Wat baie daar styl en vol rotse is. Daar's 'n liedjie wat sê, die pad is so styl en vol rotse en soms verlang ek na rus. En dan sê die liedjie verder, as die laaste paar stappe geneem word en daai poorte van parels ontsluit, dan word die misterie van die lewe vir ons duidelik en helder. Nou verstaan ons nie, nou kyk ons in 'n spieël sien dat daar is 'n agterlike beeld. Maar eendag gaan ons van aangesig tot aangesig sien. As ons sien dit die storms wat ons nie kon verwerk het nie. Dit is hoe die Here vir ons nader en dieper in hom ingetrek het. Ons net stil wees voor die Here, soos die liedjie sê, wees stil en weet, ek is die Here, ek ken jou pyn, ek ken jou donkerste nag, ek is by jou, ek gee jou krag. En hy gee vir ons krag na kruis. Wanneer ons in storms beland, dan sien ons maar, dan kom eenheid voetspore agter ons aan, soos wat Jesus vir ons deurdra. En hy het beloof, hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat. En dis nie net 'n belofte nie, dis 'n werklikheid. Die Here los ons nooit. Daar kom altyd eenheid voetspore agter ons aan. Ons sien nie daai voetspoor nie, maar as ons kon sien, sal ons sien dis 'n voetspoor met 'n spykermerk in, onmiskenbaar die van Jesus. En vanmôre is hy hier om ons elkeen saam te vat. Die woordjie sê, gaan my nie verby, o Heiland, gaan my nie verby. Terwyl hy ander sien ook vir my. Terwyl die Here vir u seën, bid ek dat hy my ook sal seën. Terwyl hy u seën, bid ons dat hy ook sal seën. En die Here se genade is oorvloedig. Hy verwyd ons nie vir die lelik in ons lewens. Inteendeel, hy steek keer op keer hy deurboorde hande uit en hy tel ons op en hy druk vir ons vas. En ons kry nuwe moed en krag en ons gaan weer aan. Al wanneer mens nou sulke omstandighede kom by jou, papa oorlede is, jy bly alleen agter. Want daai anker het ons. Jesus lewe. Hy is 'n werklikheid en hy is by ons elke oomblik van die dag en die nag. Soos dit hy met ons gekom het tot in die oomblik, sal hy met ons gaan tot ander kan nie doen. Maar as ons hy sê in sy woord, as twee paaie, 'n nou pad en 'n breë pad. Die nou pad gaan hemel toe, die breë pad gaan na die verderf toe. En ons is op een van daai twee paaie. En ons vra, Here, as daar iets in my lewe is wat ek nie eers besef, wys dit vir my voordat ons by die dood kom. Dat ons kan erken en bely en die Here dit vir ons vergewe. As daar op die eind van ons lewe kom en ons sien daai poorte gaan nie oop nie. Ons hoor gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Dit sal tragies wees. Dan kom ons gee ons vanmôre opnuut vir die Here en vra, hou ons vas en gaan saam met ons deur ons lewe. En wanneer ons daar op die eind van ons lewe kom en daai poorte vir ons sal oopgaan en ons daar by ons beminders gaan aansluit en ons bid dat die Here sal gee dat ons huis en ons familiekringetjies eenmaal daarbo volmaak sal wees. Dat ons gereed sal wees die oomblik wat die dood vir ons aankondig. Al kom die dood soos 'n dief in die nag, dat ons gereed sal wees, soos ons gehoor het, op u gelees het. Hy sê, julle moet dan ook gereed wees, omdat die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag. Moet altyd gereed wees, dag en nag moet ons klaar wees om met ons God te gaan ontmoet. En dis weer 'n geleentheid wat hy vir ons gee om in te vlug in daai veilige plek. Om dit wat in ons lewe is
wat nie daar hoort nie, te erken en te bely, en hy vergewe onvoorwaardelik. Hy dink nooit weer aan dit wat ons voor hom erken en bely. En wanneer hy vir ons wys wat in ons lewe is, wat nie daar hoort nie, dat ons dit erken en bely, sodat hy dit vir ons kan wegwas, en vir ons kan skoonmaak, sodat ons gereed wees, die oomblik wat ons daar op die eind van ons lewe kom, dat die parelpoorte vir ons sal oopgaan, en ons daai ewige lewe sal beerf. Tot sover, die Here seën die paar woorde aan ons harte deur sy genade. Kom ons ootmoedig in die gebed. Baie dankie, dierbare Here Jesus, vir die genade voorreg waarin ons is, dat ons vanmôre nog lewe, dat ons onder die geklank van u woord kan kom, dat ons u woord kan hoor, wat vir ons sê, skik jou o mens om jou God te gaan ontmoet. Weet nie hoe lank ons pad nog is nie, maar of ons lewe en of ons sterwe, ons wil net aan Jesus behoort. En Here, dankie dat ons weet, dis nie 'n spook wat op hierdie onstuimige lewe en sê aangestap kom nie. Dis Jesus Christus wat vir ons kom en help om dat daai storm kan stil word in ons lewe. Gee ons 'n kalmte, Here, die onrustigheid, dat ons die ewige dinge bedink, nie die aardse dinge wat ons beswadder en besoedel nie, maar dat ons daai ewige dinge bedink, dat ons by hierdie aardse dinge verbykyk en weet die Here is op die troon en die Here sal vir ons voorsien. Die pad wat met ons loop is kronkels en draaie, deur dale, oor berge, 'n moeilike pad, maar vir u is dit 'n pad reg in die hemel. En dis die pad wat ons wil loop, Here, ons onsself verloon, ons kruis opneem en agter die aanstap, want ons weet dis die enigste pad hemel. Hou vir ons trou, Here Jesus, maak vir ons skoner en skoner, heilig en reinig vir ons in die dag, wanneer ons daar op die eind van ons lewe kom, dat daai parelpoorte vir ons sal ontsluit, en dat ons sal hoor, welkom pelgrim, welkom, hier is plek vir jou. Seën elkeen wat hier ingekom het, elke broer, suster, kind, elkeen seën hulle, Here Jesus, en gee genade, gee ons moed en krag, om nie angstig rond te kyk nie, maar om te weet, die Here is ons herder, en dat niks vir ons sal ontbreek, en dan gaan ons pad, deur daardie dal van doodskaduwee, sal ons geen onheil vrees nie, want ons weet, U wag reeds daar vir ons. Verkoop ons siele in hierdie môre, Here, rus vir ons toe, met daai krag uit die hoogte, en help ons om ons oog te hou, op daardie prys in die hemelse huis, met die wete, God bly op die troon. Seën elkeen, dankie vir almal wat U veilig hier gebring het, gaan weer saam met ons uit mekaar uit, bewaar ons op ons verskillende weë, en bring weer vir ons veilig terug by die huis. Ons bid vir Ogonda, vir die kinders, die kleintjies, Here Jesus, vertroos hulle, bemoedig hulle. Ons woorde is beleeg, maar Here, ons bid dat die Here vir hulle sal vertroos, hulle sal optel, en 'n bietjie sal vasdruk, dat hulle sal weet, die Here is hulle herder, en niks sal vir hulle ontbreek. Seën hulle, en vertroos hulle, die broers, Here Jesus, gee genade, op hulle maniese sussie wat oorlede is, Here. Seën ook haar dierbares, vertroos ook vir hulle. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, mekaar se laste kan help dra, en so die wet van Christus vervul. Seën vir ons saam, en gaan saam met ons, en hou vir ons trou tot ander kan die dood. Ons bid hierdie dinge maar kinderlik en uit genade om Jesus wil. Amen. Kom ons sing nog die derde lied op die blaadjie. Die 305 verse 1 en 2. Daar is bemindes in die hemel, hier benede reeds gemis, sal ons na die aardse loopbaan deel in gunste erfenis, sal die kring daarbo volmaak wees, eenmaal weer, in die beter hemelwoning, by die Heer. Eerste twee verse, lied 308. All the
kry. En dan gaan ons vir God gee geleentheid vir die bedankingsgesprek. Up
Eerstens wil ek net ons Hemelse Vader bedank dat hy ons pa, oupa, vriend, raadgewer vir ons geleen het vir 78 jaar. Ons bedank graag die volgende mense in geen spesifieke orde of belang nie. Kobus en sy span van International Funerals, baie dankie. Dankie vir die sorg en die liefde wat na my pa gekyk het. Ons is familie en vriende wat weer dit praat. Dan wil ek vir Sari en ons span bedank van Platinum Tuin en vir Albert met die suurstof met die dag wat my pa siek geword het en sy afsterwe. Die van die kerk en sy dames vir al die incheck en die omgee en die goedjies wat afgelaai is, die eetgoedjies en al die bederfies, oom Johan en tannie Ayla Nel vir die bystand. Dan tannie Hens, Sean, Kenny, oom Steve, oom Colette, Lizelle. Ons wil vir julle baie dankie sê vir die kosaandou, inbel, opcheck, help met goed wat gebreek het en net die bystand in algemeen. Baie dankie. Meneer Verman, baie dankie dat hy alles met familie en Durban gelos het om nie by my te kom wees. Dankie vir die koffie, die slideshow, die foto's, die bel, die help. Die enige kerk, die sisters, vir julle dat werk, ons die kerk, met die saal en al die dinge vir ons beskikbaar gestel het, by die altaar. Klank dametjie Jolandi, baie dankie. Eilet, dankie vir jou. En Fanny, dan wil ek jou opragte dank om julle in die kerk uitspreek. En die broers, wat vandag hier is en met die diens vir ons lei, ons waardeer dit oprag. Dan vir almal wat gebel het, wat hier is, wat boodskapies gestuur het, sosiale media, wat nie so veel. As ek nie by almal uitgekom het, nie vraag om verskoning, maar ek wil oprag dankie sê, die ondersteuning, die gebede, die bystand, die opriepe, alles beteken vir ons as familie en gesin soveel baie. Die kleinkinders, al 3 van julle, die grootes, Manie Sinne, dankie vir die oproepe, die bystand, die inloer, Jaden, Lolly, Zoinkie, oupa was baie lief vir julle almal. En ek wil hê dit wat hy vir julle geleer het, moet julle asseblief altyd by julle dra en altyd sy naam hoor. Ons groet vir vandag, dankie oom. Dit was 'n eer om te kan sê, dit is 'n eer om te kan sê, dat pa ons pa, oupa, grootoupa en vriend was. Begrafenisbrief lees. Ceres, donderdag 21 Mei 2026, prestasie van die oorledene Hermanus Stefanus gebore 5 September 1947, oorlede 8 Mei 2026. Dit het Here van leer en dood behaal om my tyd op te roep na sy ewige gebore, die ouderdom van 78 jaar, 8 maande en 3 dae. As draad sal optree, ons moet die naam uit ons oor die kus gaan staan. Piet voor wie, Honda voor wie, Jaden Hamilton, Francis voor wie, die kan plek in die website. Herman voor wie, as die draad van die vlag, en vir die kerk is Rosbier Hamilton, Stefan Voortje, Jean Koeser, Roan Voortje, Luzan, Sier, en Ulrika Sier. Dames en here, ek gaan vra as ons uitbeweeg, die hazards aansit en so na as moontlik in lykloop bly. Jy is maar net versigtig probeer om nie 'n plek te maak
uit te skuif. Dan staan nie vir my net te sekond. By die asseblief. Ja. As die regers my afbeweeg, kyk net by die trap af asseblief. Middel neersit vir my asseblief. En dan staan ek deursloop. Baie dankie van deursloop vir my. Social media, it takes better.
En alles op een slag. Ja, jette. Ik ga weer terug wees in my kindertjies. Yes. Wat daai bedryf wat ek nou net dat ek 'n skool is. Ek is versnou 'n skool. Okay. Ek wil nie 'n skool wees nie, net vir waar kan jy 'n skool wees met 8 kinders van vir jy 3 in die klas gee? Sê jy nie, dis belaglik. Maar dis mos nou die wet van hierdie mense. Verwag jou na die morgen. Die whisper weer te gaan. Wat soek op fokus? Zolang welke dat ik klaar is. Anders bly jy buite staan. Met my daar die morgen. Weet jy net daai kant se ons hier Jy stap die trap reg Die whisper weer ek verwag jou daar die morgen. Ek verwag jou daar die morgen. Ek verwag jou daar die morgen. Heerlijk sal dit daar wees. Mosters allemaal staan. Kom ontmoet my daar die morgen. Kom ontmoet my daar die morgen. By die oorsport sien ons seker weer mekaar. Ek verwag jou daar die morgen. Ek verwag jou daar die morgen. Ek verwag jou daar die morgen. Terwyl die sak sing ons daai 303 die eerste, tweede en die derde verse. Veilig in Jesus hoede, sag aan sy bors gesis, daarin sy liefde skadu vind ook my siel eens rus. Al drie verse, die 303. Veilig in Jesus hoede, sag
sy bos gesis. Ja. Daar in sy liefde skadu, vind ook my siel eens rus. Hoor hoe die stem van vrede, klink in 'n lied van vrede, is voor die hemel voor die kristallen see, veilig in Jesus hoede, sag aan sy bos gesis, daar in sy liefde skadu, vind ook my siel eens rus. Jesus my diepere toevlug, eenmaal gesterf vir my, vas op die rots der eeuwe, sal my vertrouwe bly. Wie sal ek van gedoode, van tot die nacht verdwyn, as voor die verbrande, voor die Christus verskyn, veilig in Jesus hoede, sag aan sy bos gesis, daar in sy liefde skadu, vind ook my siel eens rus. 'n Warning, wat stof is jy geneem, tot stof sal jy weer keer. Mag die Here jy God die opwek in die jongste dag. Vra nou broer Kosie, ons evangelis, om voort te gaan in die gebed. Baie dankie ons hemelse Vader, Here, dat ons vandag nog in die voorreg is om te kan bid. Here, ons het die afgelope tyd baie vir Mani gebid, toe ons hoor hy siek, Here, ons het maar jou boodskapies gehoor en elke dag mag gehoor hoe gaan dit met hom. Ons was dankbaar toe ons hoor hy's ontslaan, Here, maar nie met die wete, Here, dat hy daar by sy huis ook met die laaste asempie gaan uitblaas nie. Maar dankie, Here, dat U vir hom gespaar het. Meer as 78 jaar, Here. En dan weet ons, Here Jesus, ek dink as die kinders en die kleinkinders, die familie kan sê, Here, maar hy kom ons nog 'n bietjie ouer geword het. Maar dan weet ons, Here, ons het hierdie afgelope tyd ook, Here Jesus, U daar vir U disippels gesê, U gaan om vir hulle plek te berei, en dit sluit ons almal in. En U het opgevaar hemel toe, en U is daar gaan om vir ons elkeen daai plek te berei. En Mani se plekkie, Here, daar in die hemel, was klaar gewees. En Here, geen mens kan daai datum verskuif. As die Here sê, jou plekkie is daar in die hemel, is gereed, dan gaan niemand hom terughou nie. Die Here het hom kom haal, om daar in sy ewige woning te gaan bly. En dankie daarvoor, Here, dankie dat ons daai vooruitsig het, om ook soontoe te gaan. Maar Here, ons weet, ons moet ons skik, om met ons God te gaan ontmoet. Ons moet ons ou lewetjies hier reg kry, op hierdie ou aarde, Here, hier moet ons Here Jesus ontmoet, en daai persoonlike verhouding moet ons verlosser opbou, sodat ons by die plek kom waar Mani gekom het, laat ons ook in daai ewige heerlikheid kan ingaan. Here Jesus, ons gaan nooit weer vir Mani bid nie, hy het nie ons gebede nodig nie, maar ek wil vandag bid vir hulle wat agterbly. Here, hulle wat hom gaan mis, hulle wat naby hom gelewe het, vra ons dat die Here vir hulle sal vertroos,
En Here, dankie vir daai mooi herinneringe ook wat hulle het. Te weet, ons kan hier terugkyk op 'n mooi ondervindinge ook met hom. Seën elkeen wat hier is, Here. Baie dankie dat U die verrigtinge geseën het. Dankie vir die boodskap. Here, ons wil dit met ons saamvat, Here Jesus. Want ons weet die Here het vandag met elkeen van ons hier wat ons in 'n kerk was en hier by hierdie graf, en die Here moet elkeen van ons 'n afspraak gemaak. Wat ons doen met hierdie begrafnis is ons eie keuse. En Here, laat ons elkeen die regte keuse sal maak. Baie dankie nogmaals vir alles, Here. Ons saam met elkeen terug na ons onderskeie bestemmings toe, bring vir ons asseblief ook maar veilig by ons ou huisies terug. En ons vra maar, Here, dat U wil sal geskied, maar sodat U naam ook daardeur verheerlik sal word. En 'n geleentheid kry om bloemetjies op die kus te strooi en dan gaan ons 'n lied sing terwyl hulle dit doen. Beweeg maar verby sodat almal 'n geleentheid kry. Môre sal die son weer skyn, my donker sal dan verdwyn. Glimlag deur die stormwind, want jy is mos 'n koningskind. Weet dit tog, hy's altyd daar, is die stryd ook baie swaar. Neem sy hand om sy gevaar, môre sal die son weer skyn. Môre sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn. Glimlag deur die stormwind, want jy is mos 'n koningskind. Jesus sal ons laste dra, hy gee alles wat ons vra. Wonderlik om dit te weet, môre sal die son weer skyn. Môre sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn. Glimlag deur die stormwind, want jy is mos 'n koningskind. Ek was 'n engel en die hemelse engeland. 'n goue kroon op my voorhoof, 'n handboek in my hand. Daarvoor die liewe heiland, vol heerlikheid en pracht. Sal speel en sal ek sing, ja, om tyd met God vergeer. Sal ek speel en sal ek sing, ja, om prys met God vergeer. Ek sal my nooit verveel nie, ek weet ook daar nie meer. Ek ken ook daar geen droefheid, oor Jesus die Here. Maar lieflik en zalig, as hy my daarheen bring, sal ek ewig met God ere, omdat ek ewig deel. Sal ek ewig met God ere, omdat gedierig deel. Dames en heren, ons rigting is afgehandel. Ek gaan die machine skuif en dan is die welkom om die krag toe te maak. Baba, dankie. Word ek uitgenet aan die kerksaal. Wacht hier, die machine moet uit. En word ek hier vandaan,
I have felt the wind blow, whispering your name. I have seen your tears fall when I watch the rain. And how could I say there is no God when all around creation calls a singing bird, a mighty tree, the vast expanse of open sea?
soaring through the air, lying down beneath the stars. I feel your presence there. I love to stand at ocean shore and feel the thundering breakers roar, to walk through golden fields of grain, neath endless blue horizons frame. Listening to a river run, watering the earth, fragrance of a rose in bloom, a newborn's cry at birth. How could I say there is no God when all around creation calls? A singing bird, a mighty tree, the vast expanse of open sea.